Kom ons kyk 'n bietjie na die lewe in 'n vroeë Afrika kraal. Dit was 'n ongelooflik gestruktureerde wêreld. 'n Kraal was soveel meer as net 'n klomp hutte. Dit was 'n komplekse samelewing. En om te oorleef het absoluut almal 'n spesifieke en baie belangrike rol gehad. So, wie het nou eintlik wat gedoen? Kom ons begin heel bo by die leierskap. Die kaptein was die rykste en invloedrykste persoon, eintlik die grootbaas van die hele gemeenskap. Sy werk was om te regeer, vrede te hou, met die voorvaders te praat en selfs disputes op te los. Elke opstal het dan weer sy eie leier gehad, die hoofman. Hy het aan die kaptein gerapporteer. Sy hooftaak om sy gesin en beeste te beskerm, te jag en die vee te versorg. En binne in daai opstal, wel, daar was die vrou die baas van haar eie huishouding. Sy was in beheer van alles: kook, skoonmaak, bier brou en natuurlik die kinders grootmaak. So jy sien, die man het beskerm en voorsien. Die vrou het weer versorg en onderhou. En die kinders? Hulle het van kleins af al geleer wat hulle eendag moes doen. Seuns het alles oor die vee geleer, terwyl die meisies op huishoudelike take gefokus het. Elke liewe rol was 'n kritieke deeltjie van die groter prentjie, jy weet. Dink net daaroor. Wat sou gebeur as net een rol wegval? Alles sou waarskynlik uitmekaar geval het.